Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, wat wil jy hê? En miskien is dit 'n stupid vraag, veral as jy dit vir kinders vra, want hulle wil baie dinge hê. En ek het vanoggend hier 'n paar goed, wat ek dink julle graag wil hê. Amen. Nee? Wie is lus vir 'n ou blomkooltjie? Nee? Of 'n bietjie 'n broccolietjie? Maar as jy eerlik is met jouself, wie van julle sal eerder die sjokolade vat? Nee? Ek hoor 'n paar halleluja's en amens en sovoorts. Alright, maar ek het vir jou iets beter. Alright, miskien het jy nie altyd jy weet, jy het 'n hongerkolletjie. 'n Appeltjie doen mos wonders vir 'n hongerkolletjie. Maar as jy nou eerlik met jouself is dit nie regtig wat jy nou wil hê nie, right? Jy wil miskien eerder Amen. Ja, is asof jy weet wat lekker is in die lewe. Jy weet, partykeer is ons net lus vir 'n ou ietsie. Imagine gou vir 'n oomblik, jy gaan kuier vir jou ma en sy sê sy gaan gou vir jou 'n snackie haal. Nee, julle het almal daai idee van wat jou ma gaan bring. Biltongplatter, kasies, al hierdie goed, en dan daag sy daar op met 'n kool. Nee, dis mos wat jy wou gehad het, jy wou net 'n snackie gehad het. Sy sal dit vir jou lekker gaar maak ook. Dis ek weet nie hoe nie, maar ma's kan blykbaar dit doen. Jy sal eerder sê, los die kool, gee vir my 'n ou pakkie chips. Nee, as jy nou so ver wil gaan. Maar miskien sê jy, die snacks is nou nie regtig my groot ding nie. As iemand vir jou vra, wil jy ietsie hê om te drink? En jy sê, ja, dit sal baie lekker wees, en hulle kom daar aan met 'n ou watertjie. Jy weet, as jy nou regtig waar die apostolieolie, soos hulle dit noem, nee? Die vraag is, wat wil jy hê? En baie keer is dit wat ons wil hê, nie regtig wat ons gedink het ons wil hê nie. Jy wil nie regtig die gesonde opsies hê nie. Imagine iemand nooi jou vir ete, en hulle sê voor die tyd vir jou, moenie worry nie, ons gaan kool, broccoli en appels eet, en water drink. Dan sê jy, ek moet my hare was daai dag. Ek is vreeslik jammer, ek gaan dit nie kan maak nie. Maar die uitdaging is dat dit wat ons dink ons wil hê, is nie altyd wat ons regtig wil hê nie. Ons wil gesond wees, maar ons wil nie kool eet nie. Ons wil nie broccoli eet nie. Ons wil fiks wees, maar ons wil nie oefen nie. Ek het gedink ek gaan 'n amen kry, maar jy weet, ons wil gesonde verhoudings hê, en ons wil goeie verhouding en sterk verhouding met die Here bou, maar ons wil nie die effort insit nie. Ons wil nie die moeite doen nie, ons wil en ons wil nie clash so bietjie met mekaar. John Maxwell het gesê, everything worthwhile is uphill. En ons het al 'n klomp keer hier gesê. En dis bietjie die verskil tussen wat ek wil en wat ek droom. Wat jy value of wat jy nie value nie, word gewys deur die keuses wat jy maak. En dalk sit jy nou hier en in jou hart sê jy, maar ek weet daar moet 'n beter toekoms wees as wat ek huidiglik beleef. As wat my lewe nou weerspieël, dan moet iets beter wees. Dan moet iets beter wees. Miskien kyk jy na hierdie gesonde kos en jy sê, the spirit is willing but the flesh is weak. Amen. As iemand vir my 'n kool gee, gaan ek ook net sê, Heer, help my. Dis daai ding van jy weet dis die regte ding, maar die regte ding is nie nou lekker nie. Jimmy Carr het gesê, hard choices now, easy life later. Want as jy die harde keuses nou maak, dan bou jy 'n toekoms wat makliker is.
En ek wil nou net 'n disclaimer hier uitgooi en sê, hierdie is nou nie 'n judgment preek waar ek vir almal van julle sê, gaan op 'n daai eet nie. So asseblief, dit moenie dit hoor nie. Die punt wat ek probeer maak is, dat miskien is daar 'n ander toekoms, as ons kan identifiseer wat ons wil hê. Wat wil jy hê? Miskien is daar iets anders as wat jy nou beleef. En Jesus kom en hy vra hierdie soortgelyke vraag in Johannes 5. En ek dink dis een van die moeilikste vrae wat ons gevra kan word. Ek praat nou nie van, wil jy chips of koeldrank of wat wil jy hê terwyl jy 'n movie kyk nie. Maar regtig waar daai vraag, wat wil jy hê? En in Johannes 5 lees ons die storie van die verlamde man wat by die poel van Bethesda lê. En hierdie ou, lees ons, is al 38 jaar lank verlam. Dis 'n lang tyd. Hierdie ou is 38 jaar al moedeloos. Hy lê by hierdie poel, en nou vir net so 'n bietjie konteks, hierdie poel was waar al die siek mense bymekaar gekom het, en elke nou en dan het 'n engel van die Here gekom en die water geroer, en wie ook al eerste in die water was, is genees van wat ook al, en hoe ook al, dis hoe dit gegaan het. En ek wil net, sodat ons almal op dieselfde bladsy is, wil ek vir jou 'n kort klip wys van The Chosen, hoe hulle dit net uitgebeeld het. So kyk net vinnig saam met my hierdie volgende videoetjie van hoe hulle die poel van Bethesda en hierdie dringendheid om in die water te kom uitgebeeld het tussen die siek mense. Thanks. So hier tel ons die storie op, waar die mense by hierdie poel alles in hulle vermoë doen om eerste te wees. Want die water is waar hulle genesing kry. En ons tel die storie op in Johannes 5 vers 6 in die nuwe vertaling, die 83 vertaling. Ek weet nie hoekom dit die nuwe vertaling is nie, want hy is ouer as ek. Maar okay. Sê, Jesus het hom sien lê en geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy hom, en hier is die vraag, wil jy gesond word? Die Engels praat van, do you want to be healed? Dis die vraag wat hy hom vra. En wat 'n stupid vraag is dit om te vra? Natuurlik, hierdie ou is al 38 jaar verlam, en Jesus vra vir hom, wil jy gesond word? Die volgende vers, Nuwe Lewende Vertaling sê, die sieke het Jesus geantwoord, meneer, ek het niemand naby my om my in die waterbad te tel wanneer die water geroer word nie. En terwyl ek nog nader kom, gaan iemand anders voor my in. Hier staan Jesus voor hierdie verlamde man, en al wat hierdie verlamde man ken is sy verskonings, sy omstandighede, hoe hy nie goed genoeg is nie, sy tekortkominge, hoe daar niemand is om hom in die bad te sit nie, hy is altyd te laat. Hy kan nie homself red nie, hy in homself is nie goed genoeg nie, en hy herken nie noodwendig wie voor hom staan nie. Hy weet nie dat dis die geneesheer, dis die redder wat voor hom staan met hierdie vraag nie. Hy mis eintlik vir Jesus, oor hy so gefokus is op waar hy dink die genesing vandaan kan kom, die water. Ek sien laasweek so 'n video van iemand wat eintlik maar net probeer uitfigure of hierdie Christendom ding vir hom is. En hy is baie nuuskierig en hy lees nou Bybel en al hierdie goed en hy lees Johannes 5 en hy kom op hierdie gedeelte en hy sê toe hy dit lees, toe is dit asof die Here vir hom vra, do you want to be healed? En hy sê, in daai oomblik sê hy net, I don't know. Ek weet nie of ek reg is nie. Wel, dis 'n stupid vraag, miskien kry 'n stupid vraag 'n stupid antwoord. Want natuurlik wil ons mos genees word, amen? Maar hy sê toe verder die volgende, hy sê,
I know enough that if he heals me, I'll have to change. Ek weet genoeg dat as hy my genees, gaan my lewe moet anders lyk. En miskien is ek nog nie reg vir hierdie lewe wat kom saam met die genesing nie. En ek gaan nou eerlik met jou wees, dit my nogals hard getref. Want ons soek die genesing, maar ons soek nie die verandering nie. Ons soek die vrug, maar ons soek nie die groei, die effort nie. Ons soek die wonderwerke, ons soek al hierdie mooi dinge, maar ons wil aangaan soos wat ons altyd aangaan, net mooi in ons comfort zone. Ons wil die Here moet ons kom genees, sonder dat ons lewenstyl kom verander. En die ding is, genesing, of het fisies, of emosioneel, geestelik, of wat ook al is, het consequences. Genesing het consequences. Ons kan nie agter die wonde wat hy genees het, meer wegkruip nie. Ons kan nie agter die verlede, die trauma, as Jesus kom en hy kom genees dit, dan kan ons dit nie meer as 'n verskoning gebruik nie, ons kan nie agter dit wegkruip nie. Ons kan nie meer kwaad wees vir daai persoon wat ons ingedoen het nie, want hy het kom genees. Ons kan nie meer agter die siekte wat jy miskien gebruik om jou hele lewe te identifiseer, meer skuiling vind nie. Maar Jesus kom en hy nooi ons na 'n beter toekoms toe. Hy sit iets anders op die tafel. Tim Jennings het gesê, you can never avoid the truth, you can only delay the day you deal with it. You can never avoid the truth. Maar jy kan dit bietjie postpone. Do you want to be healed? Wil jy gesond word? Is jy reg vir die verandering? Is jy reg dat jou lewe anders lyk? Is jy reg bereid om te let go? Johannes 5 vers 8 tot 9 in die Nuwe Lewende Vertaling sê verder, Jesus sê toe vir hom, staan nou op, tel jou slaapmaatjie op en loop. Onmiddellik het die man gesond geword, sy slaapmaatjie opgetel en begin loop. Die mooi van hierdie is, hierdie man kom met sy verskonings, maar Jesus het nie daarna geluister nie. Jesus het nie net gesê, "Sjoe, dis bad. Ek hoop daar kom iemand wat jou gou gaan help nie." Of miskien gesê, kom ons maak 'n lys. Kom ons kyk, wie's die langste hier? Hy's eerste op die lys. Wie's die naaste aan dood gaan? Dalk moet daai ou bietjie, jy weet, kom ons trek 'n prioriteitslysie op en dan organiseer ons hierdie pool. Nee. Jesus het nie afgedaal na dit toe nie. Jesus het 'n nuwe toekoms op die tafel kom sit. En Jesus het hom genees ten spyte van sy verskonings, want dis God se hart. Dis sy hart. Maar maybe voel jy vandag, dis te laat. Jy weet, ek het al te veel keer gebid, ek het al te veel kanse gehad, ek het al te veel keer dit som net gemis. My lewe lyk nie goed nie, ek maak verskonings, ek maak droog. Jy weet, dis eintlik onmoontlik dat die Here my gaan kom genees. Dis vir my interessant hoe ons partykeer geloof het vir genesing vir ander mense, maar nie vir onsself nie. Miskien is dit hoe jy voel. Miskien sê jy, maar die Here sien my nie raak nie. En ek wil vandag vir jou sê, moenie val vir die leuen, dat God nie oor jou omgee nie. Dat jy nie ook 'n kind van God is nie. Dat die Here jou nie raak sien nie, dat God se hart miskien nie goed is vir jou nie. Hoor gou, hoe het Jesus gefunksioneer as dit kom by mense wat hom nodig gehad het, as dit gekom het by mense wat siek was. En daar's baie verse in die Bybel, en ek het 5 vir jou uitgelig, die verwysings gaan op die bord wees, maar ek gaan net die verse so vir jou lees. Die eerste een is, Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan, en elke siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Hy het almal wat siek was gesond gemaak. Ongeag watter siektes hulle gehad het, Jesus het hulle aangeraak en almal genees. 'n Groot skare het agter hom aangekom en hy het al die siekes onder hulle gesond gemaak. 'n Groot skare met hulle verlamdes, blindes, krepeles, stommes en nog baie ander siekes het na Jesus toe gekom en hulle voor hom neergesit en hy het hulle gesond gemaak.
Hier staan nêrens dat Jesus het almal gesond gemaak behalwe vir jou nie. Jesus was lief vir almal behalwe. Nee, dis sy hart. En ek dink ons kan 'n veilige afleiding hier maak en sê dat God se hart is goed vir ons. God se hart is mooi vir ons. Hy vra die vraag, do you want to be healed? Met die intensie om te genees. En genesing, weer eens, dis nie net fisiese genesing waarvan ons praat nie. Dis in ons menslikheid, wie ons is. En genesing is nie altyd noodwendig dadelik nie. Partykeer is dit 'n proses, partykeer is dit 'n tydjie. Partykeer kom verander die Here ons hart, partykeer kom shift hy ons na 'n beter toekoms toe. Die res van Johannes vers 16 tot die einde van die hoofstuk 47 gaan oor die Fariseërs. En Jesus wat eintlik vir hulle sê, ek staan hier voor julle, die een oor wie julle lees, die een wat julle bestudeer in die skrif. Maar julle fokus so op die wet en waar julle dink julle redding vandaan gaan kom, dat julle my mis. En die vraag is, wat wil jy hê? Do you want to be healed? Die verlamde man was vasgevang in sy omstandighede, in sy verskonings, en hy was gefokus op die water. Die Fariseërs was vasgevang in hulle godsdiens, hoe perfek hulle lewens moet lyk, wat hulle geken het, wat hulle verstaan het. Maar mag ek en jy nie dit mis nie. Mag ons nie die een wat voor ons staan miskyk, oor dat ons rondkyk nie. Mag ons begin sien dat Jesus, die geneesheer, staan voor ons, met 'n hart wat wil genees. Mag ons nie sy vraag mis, omdat ons nie weet wat ons wil hê nie. In Matteus 8 lees ons van 'n melaatse man, wat by Jesus kom en hy vra, Here, as U wil, kan U my gesond maak. Here, as U wil, nie Here, as U kan, wil U my gesond maak nie, as U wil, ek weet U kan, maar as U wil, kan U my gesond maak. En wat vir my so mooi is, Jesus het sy hand na hom toe uitgesteek, en vir hom gesê, ek wil, word gesond. Dit was nie 'n gestryery en 'n kom ons maak notas van hoe lyk jou lewe en wat het jy gedoen en hoe sleg is jy en hoeveel keer het jy nou al gebid en gevra nie. Net ek wil word gesond. En hy was onmiddellik genees. So almal ken die vers wat Johannes 10:10 wat sê, I came so that you can have life in abundance. Die Here is hier vandag met 'n vraag. Do you want to be healed? En miskien is geloof nie jou issue nie. Miskien jy weet die Here kan, maar jy is bang vir die verandering. Jy's bang vir wat op pad is as jy gaan sê ja. Miskien is dit hoe jy jouself sien, miskien is dit selfbeeld of wat jy net weet gaan moet verander. Miskien is dit iets in jou verlede wat jy aan vashou en jy besef, dit het my identiteit geword en ek is nie bereid om van dit te laat gaan nie. En is okay as jy so voel vandag. Maar ek glo die Here gaan jou aanhou vra. Hy is te lief vir ons om ons te los net waar ons is. Ek het in my voorbereidingstyd het ek beleef die Here wil op 3 maniere of in 3 kategorieë wil ek kom genees vanoggend. En die eerste een is, vir party gaan genesing kom wanneer jy net beter lewensbesluite gaan neem. Wanneer jy die goeie gaan begin kies, wanneer jy jou wil gaan kom ruil met sy wil. Wat daai goed wat jy weet is goed vir my. Daai goed wat jy uitstel en uitstel en uitstel, as jy gaan begin om dit te doen, gaan daar genesing plaasvind. Wanneer jy die Here se toekoms vir jou begin embrace en daai groeipyne en daai sacrifices wat nodig is,
gaan begin embrace. Miskien is dit nuwe gewoontes of wat ook al. Hy gaan jou kom krag gee om te endure. Maar miskien vir party mense gaan genesing kom wanneer jy vergewe. Wanneer jy bereid is om te sê, ek gaan ophou om vas te hou aan dit wat nie gewerk het soos wat dit moes nie. Wanneer jy die mense wat jou ingedoen het, gaan vryspreek. Dit nie meer teen hulle gaan hou nie. Wanneer jy miskien jouself gaan vergewe vir al die foute wat jy gemaak het. Is om te sê, as jy bereid is om die bitterheid, die pyn, die seer oor te gee aan die Here, dit is surrender. Nie meer toe te laat dat die duiwel kom en jou toekoms kom steel nie. Want ons 'n vers wat sê, the joy comes in the morning. Daar is iets op pad, maar jy nie bereid om te let go nie. Miskien gaan jou genesing kom wanneer jy bereid is om te vergewe. En vir party mense is dit 'n saak van staan op en loop. Nou, 'n dadelike ding, in hierdie oomblik om ja te sê en te sê, Here, ja, ek wil gesond word. Nie verskonings te maak en alles nie, maar om te gryp na dit wat Jesus op die tafel kom sit. Te sê, ja Here, ek wil gesond word, ek is bereid dat my lewe anders lyk van hier af vorentoe. En ek wil nie limit wat die Here kom doen vandag nie, en hy kan werk net soos wat hy wil. Maar dis wat ek beleef het. Dis wat ek beleef het, dat miskien is dit jou voete, miskien is dit jou rug, miskien longe, hart, skouers, wat ook al dit is, wat ook al is 'n siekte of krankheid, jy beleef, daai struggle of daai battle wat jy fight. Deur sy bloed is daar vir ons genesing. Dis sy hart. En ek vra jou baie mooi, moenie vandag maak asof jou probleme of jou pyn of jou siekte te groot of te klein is vir die Here nie. Moenie dink die Here raak net ander mense aan nie. Jy is sy kind, jy is vir hom belangrik. En as genesing nie vanoggend in die oomblik vir jou kom nie, moenie begin glo jy's 'n failure of enige suits nie, dis die laaste ding wat jy moet hoor. Hou aan vertrou, want dis wie God is, hy is die geneesheer. Jesus het nie voor die verlamde man gestaan met hierdie vraag, wil jy genees word? En dan, wanneer die ou miskien antwoord, dan sê, nee, nie vandag nie. Lol, grappie, ek joke net. Hy het nie dit gedoen nie. Hy het nie gekom en gesê, smeek 'n bietjie harder. Toe nou, doen moeite, kom op jou knieë. Jy weet, pleit nog 'n bietjie. 20 minute se pleit, en dan praat ons weer. Dis nie wat die Here kom doen het nie. Hy vra die vraag. Hy nooi ons na 'n beter toekoms toe. En hy is die een wat die werk doen. Hy is die geneesheer, ons is net die een wat sê ja Here en glo.